geliefde broers en susters, en baie hartlik welkom in ons erediens vandag. Ook 'n besoekers wat vandag hier by ons is, baie hartlik welkom aan elkeen van u. Mag dit tot so wees dat ons gedurende hierdie erediens vandag op die goedheid van die Here sal beleef. Dat nie weer sal hoor dat God se genade vir ons is so groot. Sy wysheid is allesomvattend en dat hy daardie selfde wysheid elke dag in ons lewens toepas. Mag die Here ons dan ook ryklik seën tydens hierdie erediens. Geliefde broers en susters, kom ons begin ons erediens deur hartlik saam 'n toetredingslied te sing. Ons sing die baie bekende lied 163 saam, soos 'n wildspot wat smag na water. So smag ons elke dag na God se nabyheid, God se genade en God se teenwoordigheid in ons lewens. Kom ons sing lied 163 as 'n toetredingslied saam. Moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Geliefde broers en susters, mag die genade en vrede van ons Here Jesus Christus by julle almal wees. Amen. Amen.
onsself opnuut, hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê. Jy mag nie vir jou 'n gesneeuwde beeld van 'n god maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat dood vir sonder skuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat hulle naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy doen, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen, nie jy, jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slaafin, jou bees en jou donkie, of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en slaafin kan hulle soos jy. Jy moet onthou dat jy ook slaaf in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daaruit gelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het. Sodat jy lang kan leef, en sodat dit met jou kan goed gaan op die grond waar die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en slaafin, sy bees en sy donkie, of enige iets wat aan jou naaste behoort. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely, kom ons sing uit Lied 238, vers 1 en 4. Seker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is
van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing lied 215, vers 1 tot 3. Ek lees vir u vers 3. Verdwaasde mens, aanvaar dit nou, dat die Here, dat hy jou heil begeer, dit eer jou, en sy Gees sal jou laat loof en prys en jubel. Christus is die Heer. Ons sing die 215 vers 1 tot 3, tot lof van die Here. Broers en susters, ons lees vandag saam met die woord van die Here uit die Nuwe Testament in die eerste brief wat Paulus geskryf het aan die Korintiërs. Ons gaan daaruit ons stuk 1 lees van vers 18 af tot by vers 25. Skriflesing in Korintiërs 1 van vers 18 af. Daar skryf Paulus: die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf: ek sal die wysheid van die wyses opnuut maak en die insig van die verstandiges verwerk. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid herken. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Here vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter
verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense, en die swakheid van God is sterker as die van mense. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die Here Jesus self sê dat die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde sal vir altyd staan. Ons is steeds besig met ons jaarthema wat handel oor asemhaling. Die ritme van 'n lewe saam met God. En hier kom hierdie wonderlike tema wat ons het, en dit word onderbreek van verlede Sondag af met 'n oorlog wat uitbars in die Midde-Ooste. En ek dink almal van ons het hierdie week op sosiale media gesien hoe daar massiele en bomme val in Iran. Ons het gehoor hoe van die bekendste wêreldleiers, Amerika se president, Israel se president, natuurlik die presidente van ander state en lande, wat kom en uitsprake maak oor dis nodig dat hierdie oorlog plaasvind om Iran, wat eintlik 'n terroristiese land is en wat die wêreld tuister met 'n klomp vrees en spanning en 'n skrikbewind voel, eintlik tot die stilstand bring. Dis 'n goeie ding dat hierdie oorlog uitbreek om hierdie tirannie uit die wêreld uit te wis. Dis nodig dat ons 'n einde maak aan dit wat mense op hulle senuwees maak. Maar geliefde broers en susters, as ons nou vandag die geleentheid kan hê om enige van daardie soldate wat deel is van hierdie oorlog, daardie magte wat staan agter hierdie massiele en bomme wat val in die Midde-Ooste. As ons sou dit kom en sê, hou op met dit. Volg eerder iemand wat gesterf het aan die kruis. Gaan hulle in jou gesig uitbaas vir jou dan. Wie doen dit? Ons soek leiers wat kan opstaan, wat kan standpunt inneem, wat die wêreld wil verander en die wêreld wil omkeer. Ons soek nie 'n leier wat bereid is om te sterf. Maar tog sit ons almal vandag hier in die kerk. En dis die leier wat ons elke dag volg. Ons leef tans in 'n wêreld wat 'n groot klomp geraas maak met bomme en missiele, en dan natuurlik hierdie geraas van die wêreld wat verder in ons ore is, dat diesel gaan oor 'n maand of 2, 3 rand per liter opgaan as gevolg van die olie wat nou afgesny is en dies meer. Dit vul ons elkeen met vrees en met spanning. Ek wil graag vandag vir daardie prentjie in die koppe inprent, wat ook in Iran gebeur. Iewers op hierdie spesifieke oomblik sit daar 'n klein kindjie in die koelkast met 'n vuil gesig van stof, van roet, wat nie weet waar sy of haar pa is. Wat nie 'n idee het wat môre gaan inhou. My lewe kan vandag rampspoor.
jy sien geliefde broers en susters, dis eintlik 'n lewe wat ons almal elke dag leef. Dit help nie ons jag die wysheid van die wêreld na. Die wysheid wat sê vernietig en verwoes. Dis nodig dat ons na 'n ander tipe wysheid luister. Daardie wysheid wat sê volg die gekruisigde lyn. Daardie wysheid wat sê gee in plaas van ontvang. Daardie wysheid wat sê bou op. Hou op om die hele tyd te wil vernietig. Hou op om jou eie wil te laat geld. Dis nodig om na daardie wysheid te luister wat vir ons sê geliefde in plaas van vergewe in plaas van vir altyd kwaad. Daardie wysheid wat sê ondersteun, hê medelee, dra mekaar se laste eerder as om mekaar weg te vat. Vir die Midde-Ooste vandag is dit dalk 'n skandaal eerder as wat dit iets anders is om 'n gekruisigde Messias aan te val. Vir ons wat vandag leef, is dit tog presies wat Paulus in hierdie gedeelte sê. Verkondig die evangelie van Jesus Christus. Verkondig die feit dat hy gesterf is aan die kruis. Want die dwaasheid van God is steeds soveel slimmer as die slimheid van mense. Wanneer ons die wysheid van die wêreld navolg, dan kom ons vinnig agter soos wat ons dit sien in die Midde-Ooste. Die wysheid van die wêreld is besig om homself te verdruk. Dis nodig om te luister na ander wysheid. Daardie wysheid van God wat totaal anders is. Daardie wysheid van 'n gekruisigde. Die wysheid was verstaan dat God se krag lê nie in masjiene. God se krag lê nie in die bomme wat ons ontvang. God se krag lê juis in sy opoffering van homself. God kies nie die sterkste weermag denkbaar in die wêreld, maar hy kies eerder vir ons. Hy kies lydende mense. Hier op die 3de Lydenssondag kom ons juis by daardie klimaks uit. Wat vir God, wat by God dwaas is wyser as dit wat mense het. En wat by God swak is self sterker as die sterkste wat mense het. Die wêreld dink om vrede te bekom, om die wêreld vry te maak van tirannie en van terrorisme, is dit nodig om oorlog te kom. Hoor mooi wat sê God. Ons menslike perspektief, hoor ons oog vir oog, 'n tand vir 'n tand. Maar die wysheid van God, die dwaasheid van God vir die wêreld, sê eerder, Vader, vergeef hom. Dat weet ek nie. Om 'n wyse dwaas te wees beteken nie dat jy gewoon weier moet leef as wat jou spasie jou toelaat. Om met wysheid te leef beteken om God se asem elke dag in te asem. Dit kies om die lig van God, die gekruisigde, in te asem. Dit kies om die lig van God se genade in ons lewens in te asem. Selfs te midde van 'n pyn. Selfs te midde van 'n kind wat iewers in poel te sit en nie weet wat môre gebeur. Dit help nie ons skree oorlog. Dit help nie ons skree haat. Ons skree woede. Ons skree onvergenoegdheid. God se oë is dit ons. God se oë het ons nodig om partykeer die ander suurstof in te pas. Daardie suurstof van vergifnis. Daardie suurstof van omgee. Geliefde broers en susters, Paulus roep ons op in hierdie teksgedeelte om te sê, ons moet op te probeer slim wees. En ons slimheid meet aan wêreldstandaarde. Die ware wysheid waarna ons soek, beteken
om vir 'n oomblik te gaan stil staan en God se wysheid in te luister, om die kruis in te luister. Wanneer ons die nuus hoor van oorlog, moet ons nie toelaat dat dit ons vol met haat en dit ons vol met vrees. Nee, ons bely, ons dien die een wat reeds gedoen het. Ons dien die een wat se swakheid sterker is as enige mesiel en enige bond wat ooit sal volg. Ons dien die een wat op alles in staat is. En dalk ons praat die taal van dwaasheid. In ons gesprekke, by ons werk, in die sosiale media, moet ons nie deelneem aan die aanloop van geweld in die wêreld. Maar kom ons wees eerder wyse dwaas. Kom ons wees dwaas, wees sagtegaans. Kom ons wees wyse dwaas, deur te vergeet. Kom ons wees wyse dwaas, deur God se lig in die wêreld te laat skyn. Die kruis is hoegenaamd nie net vir ons siel. Die kruis is 'n revolusie. Die kruis is 'n opstand teen die wysheid van die wêreld. Die kruis is God se manier om die slimheid van hierdie wêreld af te doen. Om die wysheid van hierdie wêreld te konfronteer en te sê, julle slimheid, werk nie vir julle. Julle slimheid bring julle nêrens in die lewe. Maar ek bied vir julle 'n alternatief. My dwaasheid gee vir julle sin. My dwaasheid lei julle. My dwaasheid gee vir julle uitkoms in die ewige lewe. Kom ons gaan wees wyse dwaasheid. Wyse dwaasheid, want die swakheid van God is sterker as die menslike oordeel. Die swakheid van God vergeet. Die swakheid van God gee sin en betekenis. Nie in my lewe, maar ook in daardie tyd wat ek by ons sien. Kom ons hou vas aan die dwaasheid van God. Want dis genoeg vir almal van ons. Amen. Liewe broers en susters, kom ons bid. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, ons kom vandag in U teenwoordigheid met tog die geklank van bomme wat val, mesiele wat afgevuur word, wêreldleiers wat opstaan en dink hulle is slim. Staan vandag in U teenwoordigheid, Here, daardie sekerheid dat U stem, U teenwoordigheid, U mag en U groot is soveel sterker, soveel groter as die slim van die wêreld. Here, ons kom vandag in U teenwoordigheid om tot U te kom bid en te vra, Here, te pleit, Here, maak van ons wyse dwaase. Dwaase in daardie sin dat ons U vergewensgesindheid elke dag in ons lewens sal uitstaan. Dwaase, Here, in daardie sin dat ons weet, ons moet eerder liefde as haat gaan saam in die wêreld. Dwaase, Here, omdat ons elke dag vashou en ons lewens wy aan 'n gekruisigde Ly. Here, wysheid gee U vir ons oor. Omdat daardie wysheid wat ons van U afkry, al bly ons dwaase, 'n lig en hoop vir die wêreld waarin ons leef. Here, op hierdie stadium is ons tog maar vasgevang in hierdie spanning, hierdie vrees, dat die oorlog wat tans woed in die Midde-Ooste ook 'n impak gaan hê op ons lewens hier in die Suid-punt van Afrika. Ons het gehoor, Here, dat daar gerugte is dat diesel se prys net die dak gaan skiet. En dit het 'n groot effek op soveel van ons lewens. Nie net vir die brandstof wat ons in ons voertuie gooi nie. Here, die kos wat ons gaan eet, raak aan die duurder. Alles wat ons doen, raak aan die duurder. Ons salarisse pas nie altyd daarby aan.
Here, ons kom vandag na U toe. Al dink die wêreld ons is dwaas. Al dink die wêreld U is dwaas, weet ons dat U dwaas voorsien. In die dwaasheid staan U ons by. Dis in die dwaasheid dat U vir ons uitkoms gee, maak nie saak hoe groot die nood ook al mag wees. Geef vir ons daardie innerlike kalmte en rustigheid van geloof. Want ons weet, Here, U is in beheer. U was nog altyd en U sal altyd in beheer wees en U sal altyd ons leier bly. Al dink die wêreld dit is dwaas om agter 'n gekruisigde leier aan te bring. Ons weet, Here, dat deur die kruis bring U vir ons verligting vir ons grootste ewige doel, die ewige verdoemenis. Here, ons pleit dat U vir ons insig sal gee in die lewe wat ons elke dag leef. Nie daardie insig van die wêreld, maar die insig wat ons alleen by U kan vind. Dwaas te wees in 'n slim wêreld wat besig is om sy eie slim te verbind. Geef vir ons daardie insig en kennis wat ons daagliks nodig het om ons lewens aan U te werk. En in alles wat ons sê, alles wat ons doen, en selfs dit wat ons dink, steeds naam te roem en te loof. Lei ons, Here, ook deur hierdie uitdagende tye waarin ons leef. Dit bid ons, Christus Jesus se naam alleen. Amen. Lieve broers en susters, as 'n slotsang sing ons lied 511, ons gaan al die verse van die lied saam sing. Ek wil graag vir u vers 2 voorlees. Die vers sê, alhoewel ek self my lewenspad hier weet, alhoewel ek self die wysheid van die wêreld in my lewe toepas, alhoewel ek self wou ek myself lei, nou dat ek weet, en nou dat ek gesien het wat die wysheid van die wêreld doen, nou vraag ek skep, sal iemand ook nou lewe lei, al beskou die wêreld as dwaas. Ja, ek was dwaas, ek was verlei deur ydeling, maar vergeef dan weer, vergeef tot daardie tyd. Ons sing as 'n slotsang, of 'n slotsang lied, 511, eerste en die tweede vers. Die God van hoop sal u deur u geloof alle vreugde en blydskap vul, sodat die hoop selfs nog groter sal wees
met die krag van die Heilige Gees